Ons is geskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is Ilse Lombard en sy is van Ilse Lombard Boerbok Stoet daar in die Noord-Oos Vrystaat. Ilse, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre. Ag, dis baie lekker om hier saam met julle te kuier vanoggend en dis 'n groot voorreg. Baie dankie vir die uitnodiging. Hoor jy nou, vertel gou vir my die liefde vir boerbokke spesifiek, waar dit nou ontwikkel? Toepie, ek is van baie kleins af baie lief vir bokke. En ja, nee, ek het 'n passie vir hulle. Hulle is super intelligente diere en hulle het karakter en persoonlikheid en dis wat hulle so spesiaal maak. En dan het ek ook 'n passie vir om beginnerboere te help om hulle bokboerdery 'n sukses van te maak. En dis hoekom ek die boerbok kursusse gee. So is dit waar dat al hierdie videoetjies wat ons so sien op sosiale media van hierdie klein boerbokkies wat so op alles spring en rondhardloop en mekaar tuister, is dit die waarheid? Ja, nee, hulle is baie oulik en ja, soos ek gesê het, super intelligent. Nie stout nie, net intelligent. Lyk vir my maar 'n bietjie stout hoor. Hoor jy nou, waarom is dit belangrik om boerbokke van 'n betroubare stoet te koop as jy nou begin met jou boerbok boerdery? Ja, nee, ek dink dit is baie belangrik dat jy die persoon by wie jy jou bokke koop kan vertrou. En ook 'n pad saam met hom dan of haar dan nou 'n stap vorentoe. Dit is regtig baie belangrik en ek dink dit is ook belangrik om 'n mentor te hê, veral as jy begin, om jou te help net met die pad vorentoe. Help dit dan as 'n mens ook weet waar die bokke vandaan kom, wat die genetika is agter die bokke, sodat jy weet jou kudde jy weet gaan vir jou gehalte bokke lewer? Ja, nee, dit is verseker baie belangrik. Jy moet soveel moontlik inligting oor die bokke hê. Nou, watter eienskappe van boerbok-ooe spesifiek maak hulle geskik vir verskillende omgewingstoestande? Weet jy, hulle is ontsettend aanpasbaar. Hulle is ja, in alle omstandighede. Ek is daar in die Vrystaat en dis nie eintlik bokwêreld nie, maar my bokkies is gelukkig en hulle het goed aangepas. Want mense sal nou nogal sien as jy veral deur die land nou tydens Desember bietjie op vakansie gaan en so. Boerbokke is nie streeks verbind nie. Jy kry hulle nog ons redelik op baie plase. Ja, nee, die Karoo, hulle kom oorspronklik van die Oos-Kaap af en in die Noord-Kaap is ook baie bokke, maar deesdae kry jy hulle oral. Nou, watter natuurlike gedrag van 'n boerbok-ooi help om verliese weens roofdiere te beperk? Ek neem aan hulle is maar altyd 'n sagte teiken as dit kom by roofdiere. Ja, weet jy, hulle is nogal baie kwaai. En hulle, veral as die lammetjies klein is, daai eerste week, dan sal hulle 'n hond storm of en met hulle horings probeer afweer en hulle lammetjies beskerm. So, Nou, waarom kan 'n boerbokboerdery as 'n lonende maar arbeid-intensiewe onderneming beskou word? Ja, weet jy, ek glo hoe meer jy vir 'n bok insit. My oupa het altyd gesê, as jy goed vir jou diere sorg, dan sorg hulle goed vir jou. So jy moet mooi na hulle kyk en dit is ook 'n opdrag wat ons gekry het. Die liewe Heer het hulle vir ons voorsien, baie mooi diere voorsien. En ons opdrag is om na hulle te kyk en vir hulle te sorg. En as ons dit nie doen nie en hulle verwaarloos, dan kan hulle nie reproduseer nie. En dan gaan ons dit verseker ook aan ons sak voel. Nou, kom ons praat 'n bietjie nou meer oor die inentings. Wanneer bepaal 'n mens wanneer 'n bok moet gedoseer word teen parasiete? Weet jy, dosering is heel 'n ander ding. En ek gaan seker 'n volgende keer meer daaroor kan vertel. Inentings is meer oor siektes, nie parasiete nie. En weet jy, ek sê altyd voorkoming is beter as genesing. Jy moenie
'n boer moet nie op sy inentings probeer spaar nie. As jy een boerbok stoetooi verloor, dan is dit 'n baie groter skade as wat jy op die inentings probeer spaar het, en jou hele kudde kan daaronder ly. Ilse, ons gaan nou weer terug wees met jou. Ons gaan net gou vinnig na 'n breek toe. Dis Ilse Lombard. Sy is hier om 'n bietjie te gesels oor boerbok, boerdery en ook inentings. Ons is nou weer terug net hierna. Is geskakel op Groot Plaas saam met ons in die ateljee vandag, Ilse Lombard van Ilse Lombard Boerbok Stoet. Ilse, so kom ons praat gou 'n bietjie meer oor die entings. Hoe weet 'n mens watter entstowwe jou diere moet kry? Weet jy, die beste raad wat ek het, is maak vriende met jou plaaslike veearts. Hulle is opgelei om ons te help om ons kuddes gesond te hou. En bespreek jou inentingsprogram met hulle. Jy moet ook weet watter siektes in jou area voorkom. 'n boer kan nie uit 'n boek uitboer nie. Jy moet jou ore altyd op die grond hou om te hoor watter siektes is in die omtrek en ook wat se siektes op jou plaas voorkom. En dan handel jy daarvolgens. Mens kry algemene siektes soos die Clostridiale siektes, klem in die kaak, die sponsiektes, Pasteurella, rooidarm, en dit is algemene siektes wat voorkom en gewoonlik dek 'n breë spektrum enstof daai algemene siektes. Dan moet jy ook kyk wat se ander siektes kom op jou plaas voor, soos vuilbek op jou plaas voorkom, dan moet jy afsonderlik vir dit ent. En as jy sukkel met longontsteking, dan moet jy 'n enstof kry wat al 3 stamme van Pasteurella dek. En dit ook vir hulle dan ent. En dan moet jy ook altyd luister watter siektes is seisoonaal wat nou ingekom het, soos byvoorbeeld die slendalkoors en die Cryptosporidium het ook nou weer hulle kop uitgesteek. Dit is nie algemene siektes nie, maar dan moet jy ook daarvoor dit in gedagte hou om jou kudde skoon te hou van dit. Nou, mens kry ook 2 verskillende enstowwe, jy kry lewende en dan kry jy 'n dooie enstof. Kan jy vir ons verduidelik wat is die verskil tussen die twee? Ja, 'n lewendige enstof kom gewoonlik in 2 houers voor wat jy meng net voordat jy die diere ent. Jy kan dit ook nie bære nie, so jy moet dit weggooi, dit wat jy nie gebruik nie. Dis ook 'n baie sterker enstof. Jy kan nie 2 lewendige enstowwe saam vir 'n dier ent nie. Daar moet minstens 'n 2 weke tydsverloop wees. Dit hou ook baie langer omdat dit sterk is, soos byvoorbeeld die enzootiese aborsie clamishore hou 5 jaar lank. 'n Dooie enstof is klaar gemeng. Jy kan hom bære na die tyd. Ek verseël net altyd my botteltjie se prop somme met kerswas, laat daar net nie lug inkom nie. Maak net seker dat jy nie die koelketting breek nie. 'n Enstof wat warm geword het, is nie meer effektief nie. En dan is die dooie enstowwe nie so sterk nie, so jy kan dit vir dragtige diere ook ent, nooit 'n lewendige enstof nie, want dan gaan hulle aborteer. Jy kan ook 2 enstowwe saam ent, en ja, hulle moet altyd 'n skraagdosis kry, omdat hulle nie so sterk is nie. Nou, as mens hierdie inentingsprogramme opstel, ek weet dit is iets waarin jy baie tyd spandeer en ook ander mense help om seker te maak dat hulle programme is reg opgestel. Hoe begin 'n mens? Waar begin 'n mens met hierdie enstofprogramme? Weet jy, ek maak altyd so 4 kolomme. Dit maak dit net makliker vir die bestuur. Dis die 4 W's. Die eerste enetjie is wat ent ek? Is dit nou lammers of wanneer, watter ouderdom? Wat ent ek? Wat se enstof? En vir wat is dit? So ja, hier kan ons sien wie, wanneer, wat en waarvoor. So die ja.
Nou, wanneer kry hierdie klein boerbokkies dan nou hulle heel eerste inenting? Weet jy, Doopie, dis baie belangrik dat 'n bokkie reeds voor sy geboorte al van die enstof moet inkry. Dis moet jy sy ma, die dragtige ooe, so 6 weke tot 4 weke voordat hulle lam reeds 'n enstof gee. Dis sommer 'n breë spektrum, maar as daar nou vuilbek of ander siektes in jou area voorkom, dan moet jy vir dit ook ent. En wanneer daai bokkies dan op die grond val, dan sal dit klaar bestand teen daai siektes. En dan as mense nou die eerste inenting gedoen het, hoe verloop die inentings dan nou verder vir die leeftydperk van die bok? Ja, op 2 maande kan die bokkies dan nou weer geënt word met 'n breë spektrum, want dan begin hulle al eet en hulle kan bloednier kry, so hulle moet dan hulle eerste enting kry. En die tweede een is 'n skraagdosis net daarna, maar moet nooit hulle 'n maand daarna, maar moet hulle nooit speen en ent op dieselfde dag nie. Gee so 'n bietjie kans na die enting, so 'n week of 2 voordat jy hulle dan speen, want hulle dan nog speenskok ook. Dan moet jy jou ramlammers wat jy vir stoet gaan groot maak, moet jy nie vergeet om tussen 2 en 4 maande ref 1 te ent vir bybalontsteking nie. En Sorry, vir bybal. Om bybalontsteking te voorkom. En dan ent ek sommer my jong ooe al vroeg, so hier by 10 maande rond, dan weet ek as hulle ram toe gaan van na 'n jaar af, dan is hulle geënt, want baie keer vergeet mense om hulle vir intuïtiese abortus te ent, en daai enstof het ek ons gesê is hou sommer 5 jaar lank. So mamies moet nooit hulle ent 6 weke minstens 6 weke voordat hulle gepaar word. Anders gaan hulle aborteer. So net gou vinnig as mense dalk in die boerbokke wil inkom en hulle wil bietjie meer advies hê, kan hulle jou kontak? Ja, nee, verseker. Die tyd is bietjie kort om breedvoerig oor al die entings te gesels, maar hulle kan my gerus kontak op my selnommer 072 078 4336. Nou maar Ilse, baie dankie vir jou tyd. Ek weet julle is vroeg uit die Vrystaat uit om hier te wees vanoggend, so ons waardeer dit. En dankie dat jy bietjie met ons kom gesels het oor hierdie inentings en ook inentingsprogramme vir die ouens wat nou wat nie weet van die boerbokke nie. Dis 'n groot plesier. Hoorie, so dit is al waarvoor ons dan nou tyd het vanoggend op Groot Plaas. Dit is Ilse Lombard gewees van Ilse Lombard Boerbokstoet en sy het met ons kom gesels oor boerbok, boerdery, enstowwe en ook die bedryf. Ons kuier weer môreoggend saam en ons hoop jy het 'n lekker Woensdag verder.